Vriende, kom ons maak ons harte stil en ons verenig in gebed. Here, ons het gesing dat U in ons midde teenwoordig is en dat U rondom ons werksaam is deur U Gees en deur U woord. En ons het ook bely, Here, dat ons hier bymekaar is vanmôre op U bevel. Dat ons hier is omdat U ons opgeroep het om vanmôre na hierdie huis van gebed te kom. En so met U, saam met al die ander heiliges, die gelowiges, saam met ons, dat ons as 'n gemeente met U kan ontmoet. En ek wil vanmôre bid, Here, dat U werklik elke een van ons op 'n besondere wyse sal ontmoet in hierdie oggend. U wat elke hart ken en verstaan en weet, Here, vanmôre wat elke een van ons van U nodig het. Kom, Here, raak ons aan met U genade, met U liefde, deur U Gees en deur U woord. En seën ons. Ons dink aan hulle, Here, wat vanmôre nie die voorreg het wat ons het om so saam met ander gelowiges U te aanbid en U lof te besing en na U woord te luister nie. En ons wil bid, Here, dat U ook by daardie persone sal stil staan in hierdie oggend. By 'n siekbed miskien, by iemand wat alleen en eensaam is, by 'n gebroke hart, by 'n persoon wat in hierdie oggend net moeg en moedeloos geraak het en voel dat die lewe nie meer die moeite werd is nie. By 'n ander, Here, wat by die werksplek besig is om hulle dagtaak te vervul, omdat dit noodsaaklik is en daarom nie saam met ons hier byeen te kan wees nie, of saam met ander gelowiges nie. Openbaar U self, Here, aan elkeen. En raak ook hulle aan in hierdie oggend en dat hulle ook weet vanmôre, hulle is nie vergeet nie. Die God van liefde en genade is werksaam rondom ons, in ons, tussen ons. En daarom, Here, kan ek met groot vrymoedigheid vra dat U ook ons erediens vanmôre sal seën en dat die woord so gespreek sal word dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees, maar ook, Here, tot stigting, tot opbouing van die geloof van elke een wat dit hoor. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Vriende, ons skriflesing is uit Matteus 9 en ek gaan daar vanaf vers 1 tot vers 13 lees. En soos wat die gebruik is, lees ek uit die 2020 vertaling. Jesus het in die boot geklim, na die oorkant gevaar en in sy tuisdorp aangekom. En kyk, hulle het 'n verlamde man wat op 'n slaapmat lê na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Hou moed, kind, jou sondes word vergewe." Hierop het sommige van die skrifkenners onder mekaar gesê: "Hierdie man laster." En omdat Jesus geweet het wat hulle dink, het hy gesê: "Hoekom bedink julle bose dinge in julle harte? Wat is makliker om te sê: jou sondes word vergewe, of om te sê: staan op en loop? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die Mens volmag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde: staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis. En hy het opgestaan en na sy huis gegaan. Toe die skare dit sien, is hulle met diep ontzag vervul en hulle het God wat sulke gesag aan mense gee, geprys.
Toe Jesus van daar af verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit en sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Toe hy in die huis vir ete aanleen, het daar onverwags ook baie tollenaars en sondaars opgedaag om saam met Jesus en sy disippels vir ete aangeleen. Die Fariseërs het dit gesien en vir sy disippels gevra, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Gaan leer wat beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Ek het immers nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Tot sover in die woord van die Here. Die tema vir ons boodskap vanoggend, vriende, is in hierdie laaste woorde van die Here Jesus, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Barmhartigheid, nie offerande nie. Ek het op 'n stadium gedink ek moes hierdie tema gegee het in die geselskap van ongure karakters. Maar toe dink ek nee, dit sal daarom 'n groot skok wees vir baie. So die tema is nou uit die woorde van die Here Jesus self uit sy eie mond, barmhartigheid, nie offerande nie. En vriende, wanneer 'n mens die Nuwe Testament lees en jy lees die evangelies, dan is daar iets wat jou opval en eintlik 'n bietjie verwonder, en dit is dat daar reg deur die evangelies, deur die Here Jesus se loopbaan op die aarde terwyl hy rondgegaan het en die koninkryk van God verkondig het, die evangelie van die koninkryk verkondig het, en al hierdie dade, hierdie weldade aan die mense gedoen het, siekes gesond gemaak, krepeles genees, blindes se oë geopen, selfs dooies opgewek, duiwels uitgedryf, hierdie wonderwerke gedoen het, dat daar hierdie spanning gedurig deur hierdie spanningsverhouding is tussen die Here Jesus en die skrifkenners en die fariseërs. En dit is eintlik 'n mens, dit verwonder jou, hulle is tog die godsdienstige leiers van die volk. Hulle is die persone wat die wet van Moses en die profete en die geskrifte van die Joodse geloof, die heilige geskrifte bestudeer het, wat hulle daarin verwonder het, wat hulle self daarin daarmee volgehou het om dit te bestudeer en die betekenis daarvan te probeer vir die mense gee. Hulle was eintlik, en 'n mens sê, die teoloë van daardie tyd, die godsdienstleiers. En as 'n mens so daaroor nadink, dan wil ek amper sê, hulle moes die eerstes gewees het om die Here Jesus te herken as die lang verwagte Messias wat sou kom om die volk te verlos. Want luister, toe die Here Jesus na sy opstanding die twee reisigers op die pad na Emmaus teekom en saam met hulle wandel en uiteindelik by hulle ingaan en brood breek en hulle hom herken, het hy vir hulle alles vertel van wat in die wet van Moses en in die profete en in die geskrifte aangaande hom geprofeteer is. Dit was daar in hulle geskrifte. Hulle moes dit tog raak gesien het. Johannes die Doper, by 'n geleentheid nadat hy in die gevangenis is, stuur hy van sy disippels na die Here Jesus toe, want hy begin twyfel en hy wonder, hy het nou die Here Jesus aangewys as die Messias, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is groter as ek. Hy wat na my gekom het is voor my. En nou terwyl hy in die gevangenis sit, begin hy tog twyfel en wonder, het hy nie miskien 'n fout gemaak nie. Nou stuur hy sy disippels na die Here Jesus toe om te vra, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En die Here Jesus, vriende, gee nie vir Johannes se disippels 'n teologiese referaat nie. Hy gee nie vir hulle 'n lesing nie. Hy sê bloot vir hulle, gaan sê vir Johannes wat julle sien en hoor.
Blindes se oë word geopen, krepeles loop, siekes word gesond, duiwels word uitgedryf, en aan die armes word die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En wanneer hulle terugkom by Johannes met hierdie boodskap, is dit vir hom genoeg, want hy het geweet, dit is wat die profete, dit is wat die wet en die profete en al die geskrifte van die Joodse godsdienst van Jesus voorspel het, van die Messias, dat dit is hoe hy sal optree. En nou wonder 'n mens, hoe is dit moontlik? Hoe is dit menslik moontlik dat die leiers, die godsdienstleiers van alle mense, die Messias nie herken nie? En die antwoord, dink ek, vriende, lê hierin, dat hulle het hulle godsdienst misvorm. Hulle het totaal en al so gefokus op die reëls, hulle het reël op reël bygevoeg. Paulus praat mos van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Hulle het al hierdie wette so absoluut, wil ek amper sê, verketter, sodat dit vir die mense 'n las geword het en nie 'n vreugde nie. Hulle het wet op wet en reël op reël gemaak en so daarop gefokus dat hulle die hart van die wet verloor het. Die Here Jesus beskuldig hulle dan ook. Matteus 23 vers 23 sê hy vir hulle: "Wee julle skrifkenners en fariseërs, skynheiliges, want julle gee tiendes van kruisement en vinkel en komyn, maar julle het die gewigtigste van die wet nagelaat, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge moes julle gedoen het sonder om die ander na te laat." Vriende, kortom, hierdie fariseërs en skrifkenners se godsdiens was toksies. En daarom is die boodskap wat die Here Jesus bring vir hulle te radikaal. Hulle kan dit nie met hulle eie godsdienstige oortuigings, met hulle eie godsdienstbeoefening, kan hulle dit nie hoegenaamd nie versoen nie. Want hulle verkondig 'n God wat reg is om te straf en te oordeel as jy net 'n wet verbreek, as jy net struikel, as jy net verkeerd optree. En hier kom die Here Jesus en hy verkondig 'n God van liefde en van genade. En dit was vir hulle te veel. Hulle kon hierdie beeld van God wat Christus verkondig, kon hulle nie versoen met hulle eie beeld. Ek wil sê, met hulle verwronge beeld van God nie. Hulle was, om die woorde van die apostel Paulus te leen, hulle was mense wat 'n gedaante van godsaligheid gehad het, maar die krag daarvan verloor het. Op 'n dag kom iemand by die Here Jesus en sê: "Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet?" Ons ken dit, vriende, ons hoor dit dikwels wanneer ons die wet in die geloofsbelijdenis behandel. En die Here se antwoord is kort en kragtig: liefde vir God en liefde vir jou medemens. Hierdie is die belangrikste gebod, gebooie in die wet. Hierdie twee, sê die Here Jesus, op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Alles wat julle daar lees in die wet van Moses, alles wat julle daar lees in die profetiese boeke, alles wat julle daar lees in die geskrifte, al hierdie dinge berus op hierdie twee gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En nou, vriende, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons hoe hierdie drama ontvou tussen Christus en hierdie skrifgeleerdes en hierdie fariseërs. In die eerste toneel lees ons van 'n verlamde wat na hom gebring word sodat hy hom kan genees. Matteus sê dit nou nie vir ons nie, maar as ons die selfde gedeeltes in Markus en in Lukas gaan lees, dan is die huis waarin die Here Jesus is so vol en die skare is so groot dat wanneer hierdie manne met hulle verlamde vriend daar aankom, hulle nie kan deur die skare kom om hom voor die Here Jesus te bring nie. Hulle maak 'n plan.
Hulle klim op die dak en hulle laat hom deur die dak afsak reg voor die Here Jesus waar hy besig is om die mense te leer. En toe Jesus hulle geloof sien om hierdie man te bring, toe sê hy vir hom, hou moed kind, want jou sonde word vergewe. En dadelik is die skrifkenners en die fariseërs nie net geskok en ontsteld nie, maar woedend. Hoe kan hy wat 'n mens is, sonde vergewe? Hierdie man laster, dit is hulle oordeel. Hierdie man laster. En omdat die Here weet wat in hulle harte is en wat in hulle gedagtes is, sê hy vir hulle, luister, wat is makliker? Om te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op en loop vir 'n verlamde? Sekerlik om jou sê, jou sondes is vergewe, as dit nie so is nie, wie sal dit weet? Dis iets abstrakt, jy kan dit nie sien nie. Maar wanneer jy vir 'n verlamde sê, staan op, en hy staan nie op nie, dan weet almal mos, jy's vals. Maar om julle te wys, sê hy, dat die Seun van die mens mag het, gesag het om sonde te vergewe, sê hy vir die man, staan op, neem jou bed, en gaan na jou huis, en hy staan op, en hy neem sy bed, en hy gaan na sy huis, en die fariseërs, en die skrifkenners, kyk op hulle neuse. En dan wanneer die Here Jesus hier vandaan gaan, beweeg ons nou na die tweede toneel waar hy Matteus, die tollenaar, sien sit in die tolhuis. En hy gaan na Matteus toe en hy sê vir hom, volg my. Asof dit nie al erg genoeg is nie dat hy reeds hierdie fariseërs se argwaan op die hals gehaal het deur sy optrede daar in die huis nie, en deur sy lering en deur sy gedrag nie, is dit asof hy nou openlik hulle uitdaag. Want jy sien vriende, 'n tollenaar was seker een van die mees veragte persone in die Joodse gemeenskap. Hulle was beskou as verraaiers. Hulle het belastings ingevorder vir die Romeinse regering van hulle eie mense. En die Romeine het hierdie Jode swaar belas met onbillike belastings. En wanneer Matteus dan 'n tollenaar is, wanneer iemand 'n tollenaar is, word hy uit die samelewing uitgedryf. Hy word as 'n vyand, as 'n verraaier beskou. Hy word gereken saam met sondaars en moordenaars en geweldenaars en prostituie en al die slegste mense waaraan jy kan dink. En die Jode het met hulle geen gemeenskap gehad nie. Hulle is die sinagoge verbied, sodat hulle ook nie kon deelneem aan die Joodse godsdienstige beoefeninge nie. So die Jode hulle gehaat. En hierdie tollenaars was ook nie onskuldig nie, vriende, want hulle was ook baie keer korrup. En het hulle meer ingevorder van hulle eie landgenote as wat nodig was, wat moes oorbetaal word aan die Romeinse regering. En dit wat hulle ekstra ingevorder het, het hulle in hulle eie sakke gesteek en het hulle self verryk en was hulle eintlik welvarende persone gewees. Welvarend, ryk, maar verstote en verguis deur jou eie mense. En wanneer 'n rabbi 'n leerling sou toelaat om deel van sy leerlinge te word, soos wat die gebruik was, ons lees van Paulus dat hy aan die voete van Gamaliel, daardie groot en belangrike rabbi, gesit het en daar het hy geleer die wet, die profete en die geskrifte, om hulle te verstaan en uit te lê. Wanneer 'n rabbi so 'n persoon sou nooi om 'n deel te word van sy studentekring, van sy leerlinge, dan moes daardie persoon iemand wees van onkreukbare karakter in die samelewing. Daar moes geen klad op hom wees nie. Hy moes sy lewe moes getuig van 'n toegewyde, godsdienstige, eerlike, eerbare Jood met integriteit. Anders sou 'n rabbi hom nie eens oorweeg het nie. En hier kom hierdie rabbi en hy nooi 'n tollenaar van alle mense om deel van sy disipelkring te word.
Nee, dit was net te erg. Vir hierdie fariseërs en skrifgeleerdes was hierdie die duidelike teken dat Jesus inderdaad 'n valse profeet is, want as hy werklik 'n man van God was, so het hulle geredeneer, dan sou hy glad nie eers met Matteus 'n gesprek gevoer het nie. Hy sou hom met dieselfde veragting behandel het as wat die volk hom behandel. Maar Jesus roep hierdie gehate tollenaar en hy sê, volg my. En dan, vriende, om soos wat die Engelse gesegde sê, to add insult to injury, gaan die Here nog daar vandaan en hy gaan eet saam met tollenaars en sondaars. Hy kom in die huis, Matteus waarskynlik, nadat hy tot die Here bekeer het, nadat hy 'n disipel geword het, nooi hy die Here na sy huis toe vir 'n ete, berei 'n eetmaal voor, en dan nooi hy van sy vriende, mede-tollenaars en sondaars, en hy nooi hulle waarskynlik sodat hulle ook hierdie rabbi kan ontmoet, en dat hulle ook kan hoor die goeie boodskap, die blye tyding wat hy bring, van die koms van die koninkryk van God, en dat hierdie koninkryk almal verwelkom. Niemand word uitgesluit nie. Kom en word deel van hierdie gemeenskap, word deel van hierdie fees. Maar vir die tollenaars, vir die fariseërs, ekskuus tog, en vir die skrifkenners is dit onaanvaarbaar. Diegene met wie jy 'n maaltyd deel, het jou sosiale status bepaal. Daarom sou geen eerbare mens sosiaal verkeer het met mense wat nie eerbaar is nie. Die blote feit dat Jesus bereid was om saam met hierdie sondaars aan tafel te sit en so tuis tussen hulle was vir hierdie godsdienstige leiers totaal onaanvaarbaar. Om 'n maaltyd te deel was 'n teken van intimiteit en vriendskap in daardie tyd. En Jesus se bereidwilligheid om homself met hierdie ongewenste karakters te identifiseer was nie reg nie. Hy het basies vir almal wat hierdie skouspel bekyk het gesê, hierdie is my soort mense. En dan vra hulle vir die disippels. Dit is interessant, dat hulle nou nie die Here Jesus aanspreek nie, maar dat hulle nou die disippels eerder vra, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? En hierdie vraag van hulle vriende het die voor die hand liggende uitgewys. Regverdige mense assosieer nie met sondaars nie. Maar Jesus wys hulle dan daarop dat dit juis die siekes is wat die geneesheer nodig is. God het die sondaars lief, sê hy. En dis die siekes wat die geneesheer nodig is. Hulle siekte is die siekte van sonde, ja. Maar hy is die geneesheer. Hy is die een wat van sonde genees, wat rein maak, wat vergewe en herstel, en wat ons leer om te leef tot eer en verheerliking van die Here, wat 'n omkeer in ons lewe kan bring. En is eintlik, vriende, as jy daaroor nadink, daar's geen gesondes wanneer God se soeklig op ons lewens val nie. Daar's baie mense wat dink dat hulle sondeloos is. Dit maak hulle nie sondeloos nie. Maar met Jesus se gedrag, met sy optrede, met sy woorde, vertel hy dat God sondaars liefhet en dat ook sondaars welkom is aan die feestafel van die Here. Kan ek u herinner aan daardie baie bekende teks, Johannes 3 vers 16, van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, sê die 17de vers vir ons, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Dit is die evangelie in 'n neutedop, vriende. Jesus maak dit duidelik vir almal wat wil weet dat God sondaars liefhet en hulle wil verlos. Die boodskap is duidelik, luister, want so lief het God die wêreld gehad. Nie so lief het God die goeie mense gehad, of so lief het God die regverdiges gehad,
of so lief het God die godsdienstige mense gehad nie. Nee, so lief het God 'n wêreld vol sondaars gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, om aan 'n kruis te sterf, om die straf vir ons sondes op hom te neem, en ons vry te maak. Daarom kan Paulus aan die gemeente in Rome skryf in Romeine 5 vers 8, God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het. Luister hierna. Dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dit sien ons so duidelik, vriende, daar aan die kruis, waar die Here die medegevangene wat daar hang en sê, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom, onmiddellik vergewe en verlos en sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dan, net voordat hy sterf, kyk hy na hierdie soldate, hierdie wrede, goddelose manne, wat hom aan die kruis vasgespijker het, wat hom gehoon en gespot en gespieg het. En wat sê hy? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Gaan leer wat beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie. Hierdie vriende is ook vanmôre die uitdaging vir elke een van ons. Ek wil barmhartigheid hê, nie offerhande nie. Hierdie is 'n oproep tot besinning. En die Here Jesus haal eintlik hier aan uit die profete, uit Hosea 6 vers 6, waar die profeet, die Here deur die profeet spreek en hy sê, want ek verwag troue liefde, nie offers nie, kennis van God eerder as brandoffers. Hosea se onderliggende kommer was juis die gevaar van 'n godsdiens wat slegs uiterlik is, waarin rituele eise die plek van die liefde en die genade en die barmhartigheid ingeneem het. En hierdie tafelgemeenskap wat die Here Jesus nou met hierdie sondaars, met hierdie tollenaars het, waarteen hierdie skrifgeleerdes en hierdie fariseërs so ernstig beswaar maak, is in werklikheid juis die hoogste vervulling van God se begeerte, terwyl hulle in hulle afkerende onverskilligheid 'n toonbeeld is van die oppervlakkige godsdiens wat Hosea betreur het. Sover dit Jesus betref, was dit tyd om sondaars die genade van God te laat besef en ervaar. Ek moet tog net hier, vriende, invoeg. Kan ons dan nou maar sê, soos wat Paulus aan die gemeente in Rome in sy brief, wanneer hy die evangelie aan hulle verkondig, en hy vir hulle verduidelik dat ons word nie deur goeie werke gered nie, maar uit genade, deur die geloof in Jesus Christus alleen, en uit genade is ons verlos. Wanneer hy dan voorsien die apostel, dat sommige mense sal sê, wel, as dit die geval is, kan ons mos maar in die sonde voortleef, dat die genade meer word. En Paulus is duidelik daarteen. Hy sê, nee, absoluut nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin wandel? Ja, vriende, ons is sondaars, maar tog leef ons nie in sonde nie. Ons leef nou vir hom wat ons lief gehad het en ons vrygemaak het. Ons leef nou tot eer en tot verheerliking van hom. Maar ons struikel nog dikwels. En so dikwels, vriende, staan my liefde vir myself in my pad, sodat ek nie die gebod van my liefde vir my naaste kan uitleef, soos wat ek het behoort te doen nie. Of my gebod vir die liefde van God, en om bo alles te stel in my lewe nie. Maar as dit gebeur, hy is getrou en regverdig, sê Johannes in 1 Johannes 1 vers 9, om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Vers 8 sê, as iemand sê hy het nie sonde nie, mislei hy homself en die waarheid is nie in hom nie. Paulus sê dit ook in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en hulle ontbreek aan die heerlikheid van God. Ons is sondaars, vriende. Verloste sondaars. Ons leef deur hom wat ons lief gehad het en ons vrygemaak het. Almal
is afhanklik van die genade van God. En dit is die ironie. Hierdie skrifgeleerdes, hierdie fariseërs wat so neersien op die ander en wat die Here veroordeel omdat hy saam met sondaars en tollenaars, slegte mense, saam met hulle aan die tafel sit. Hierdie fariseërs en hierdie skrifkenners is net sulke sondaars, soos daardie sondaars na wie hulle die vinger wys. Hulle godsdienst het net so toksies geraak, dat hulle dit nie besef nie. Dis asof daar 'n sluier oor hulle is. Hulle kyk, maar hulle sien nie. Hulle luister, maar hulle hoor nie. Hulle weet nie. Ons is almal sondaars en afhanklik, vriende, van die genade van God. Sy onbeperkte genade en liefde. En nou wonder ek, hoe lyk my godsdienstbeoefening? In my godsdienstbeoefening is dit nog so dat ek kan sê, ek beoefen my godsdienst in liefde. Liefde vir God, liefde vir my medemens. Ek beoefen my godsdienst met barmhartigheid, met empatie, met medemenslikheid, met meegevoel, met my medemens. Of het by godsdienst hard geword, en ek loop net die hele tyd en veroordeel ander, en wys uit hoe sleg hulle is, en hoe sondig hulle is, terwyl ek myself verontskuldig, asof ek geen sonde het nie. Nee. Jesus se boodskap was duidelik. God is die God van liefde en van genade. En hy roep almal, kom, word deel van die feesmaal. Bekeer julle, dit is hoe die bediening van beide Johannes die Doper en die Here Jesus begin, reg aan die begin, wanneer hulle die volk oproep, dan sê hulle, bekeer julle, want die koninkryk van God is op hande. Keer terug na die Here. Jesaja sê dit, hy sê dat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy planne, en laat hy terugkeer na die Here, want hy vergeef menigvuldiglik. Jeremia stel dit so, die Here sê, kom na my toe, kom terug, keer terug, bekeer julle, want ek sal nie met 'n stroewe gelaat na julle kyk nie. Ek het julle lief. Ek sal vergewe, menigvuldiglik. Ek sal reinig. Ek dink aan daardie ou gesang wat ons gesing het, vriende, en ons gaan die lied nou maar sing. Maar ek onthou nou nog die ou beruiming soos wat dit in die gesangeboek was. Sekerlik die beste nuus ooit vir 'n sondaar. Jesus neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tyding, wat verval het en vergaan op die dwaalweg van verleiding. Diep is hy oral begaan. Jesus neem die sondaars aan. Vriende, hier staan 'n sondaar, wat so dankbaar is, dat Jesus sondaars aanneem. Amen. Here, dit is altyd vir ons 'n verwondering, wanneer ons bewus raak van u groote liefde, van u genade, van u barmhartigheid, en dat u ons ook oproep, Here, om so lief te hê, genadig te wees, barmhartig te wees. Maak ons gehoorsaam, dat ons dit sal leef tot eer en verheerliking van u naam. Amen.